In 'n wêreld wat vinnig verander, bly die lesse van die verlede ons riglyn vir die toekoms. Neem uit die verlede wat goed en edel is. Bou daarop 'n toekoms vol hoop en visie. Neem uit die verlede. 'n Reis deur ons geskiedenis, ons erfenis. Baie welkom aan al ons luisteraars by die potsending Neem uit die verlede. Die twee aanbieders van hierdie potsending is self oom Pieter Mulder en dan ek, Alistair van Heerden. Dit is president Paul Kruger wat gesê het, neem uit die verlede alles wat goed en edel is en bou daarop die toekoms. Ons staan vandag stil by ons 6de episode in die reeks oor die parlement waar ons dan nou 'n besonder fokus op hoe tyd en horlosies in die parlement werk. Oom, baie welkom. Dankie, Alistair. Nou om weg te spring met die eerste vraag in 'n parlementêre debat, hoe werk die tydverdeling sodat elke party daarom 'n billike spreekbeurt kry? Ja, in 'n debat kry elke party tyd om te praat in verhouding met die party se hoeveelheid setels. Dis hoekom dit belangrik is om te stem vir jou party as jy wil meer setels gee en meer spraaktyd. Byvoorbeeld, die ANC het na die 2024 verkiesing 159 setels in die parlement gekry. Nou dit is 40% van die setels. So by enige debat kry hulle 40% van die tyd in die debat. Kom ek maak 'n voorbeeld. As die debat 2 uur lank duur, wat baie debatte is, dan is dit 120 minute. Hiervan gaan die ANC dan kry 48 minute. Dis die 40% van die minute se tyd. Die DA het 21% van die setels, hulle kry dan 26 minute. En elke party kan dan self besluit hoe hulle hierdie tyd wat hy gekry het aanwend tussen sy sprekers. Gaan hy al die tyd vir die leier gee? Gaan hy 4 sprekers gebruik, korter tye, en elke party besluit alself. Nou, voor die 2024 verkiesing was daar 14 partye in die parlement. Wat dit ingewikkeld maak nou is dat na die 2024 verkiesing is daar nou 18 partye. En 5 van hierdie partye het net 2 setels en 3 partye het net 1 setel. Nou as jy op hierdie wyse somme doen, byvoorbeeld vir die PAC of vir Good, wat elk net 1 setel in die parlement het, en jy bereken dit op hierdie wyse 1 uit 400, dan is dit skaars 30 sekondes in 'n 2 uur debat. Nou dis sinneloos om so die tyd toe te ken. So daar is toe nou 'n besluit geneem wat sê dat die minste tyd wat 'n party kan kry is dan 3 minute. So hierdie klein partye sal ten minste elkeen 3 minute kry, en daarbinne moet jy dan vinnig 1 punt maak as jy kan. Die swepe van elke party kry 'n sprekerslys voor die debat, waarop elke spreker se tyd dan aangedui word. En ek onthou, terwyl 'n baie swak spreker eendag gepraat het ek aan ons sweep gevra, "Jong, hoeveel tyd het daardie lid?" En sy antwoord was, hy het 3 minute en is steeds heeltemal te veel. Nee, dit is nou waar naartoe al die tweede vraag ons lei. Hoe weet 'n spreker dan nou as sy tyd verby is? Op die sprekerspodium waarvandaan jy praat, is daar 'n aftelhorlosie. Nou dis 'n horlosie wat dan agteruit tel. As jy begin praat, begin die horlosie die tyd aftel na 0, sodat jy weet wanneer om klaar te maak. So as jy 8 minute het, dan begin hy by 8, as jy 12 minute het, begin hy by 12 en hy tel agteruit dan. As jy 'n spreker in die parlement dophou, kyk maar bietjie op televisie, sal jy sien hier aan die einde van sy toespraak, kyk die spreker al meer af na die horlosie op die podium om te sien hoeveel tyd hy nog oor het. Wanneer 'n ander lid 'n punt van orde neem tydens jou toespraak, of bijvoorbeeld aan jou 'n vraag wil vra, verloor jy ongelukkig daardie tyd. So as jy 'n spreker min tyd het, is dit regtig 'n probleem. En is natuurlik ook 'n metode om 'n spreker van wie jy verskil se tyd te mors, deur punte van orde te maak en vrae te vra. Dis dan wat jy sal sien 'n spreker aan die einde van die toespraak, die speaker vra om 'n bietjie meer tyd te gee, om vir die ophouder op te maak, ons vra 'n bietjie beseringstyd, om te sê, "Jong, ek het soveel terugslag gehad met die vrae langs die tyd." Nou die speaker gee dit ongelukkig nie baie maklik nie, sy kan as sy wil, maar nie altyd nie. En die speaker het ook 'n horlosie op sy lesenaar, wat die spreker se tyd aandui en ook aftel na 0. Nou die gebruik is wel dat die speaker jou toelaat, om daarom jou laaste sin, of jou gevolgtrekking te voltooi, al is jou tyd verstreke. En natuurlik probeer sprekers hierdie laaste sin dan so lank moontlik uittrek, om nog gou 'n nuwe punt in te kry, en as dan die speaker jou stop en sê, nee, jou tyd is nou verstreke, jy moet nou gaan sit. Die gemiddelde tyd wat sprekers in die parlement in meeste debatte kry, is tans tussen 5 en 8 minute, wat baie min is eintlik. Leiers van partye, ministers en die president kry daarom heelwat meer tyd. Nou in my ervaring is so 'n 5 minute toespraak baie moeiliker as 'n uur toespraak. Winston Churchill, oorlogtyd se Britse eerste minister, het gesê,
As hy 'n uur moet praat, berei hy 5 minute voor. As hy 5 minute moet praat, berei hy 'n uur voor, want dan moet elke woord op sy plek wees en ek het dit net selfe ervaar, dis nogal baie goeie advies. 'n Goeie toespraak het gewoonlik 'n sterk of verrassende inleiding, want jy moet die gehoor se aandag dadelik daarmee trek. Dan word die probleem gestel wat bespreek gaan word. En dan verskillende argumente vir of teen die saak kan jy dan stel en argumenteer, en jy eindig hopelik met jou gevolgtrekking en 'n sterk slot, wat byvoorbeeld 'n oproep tot aksie is, of tot wat ook al, en baie keer 'n goeie aanhaling ook kan wees, om mense aan die beweeg te kry. Nou, die dilemma in die parlement, as jy nie jou tyd fyn beplan nie, dan stop die speaker jou, die toespraak, voor jy by jou gevolgtrekking en slot kom. Dan eindig jy misnoeg van die toespraak hang in die lug, en niemand weet eintlik wat was jou finale punt of gevolgtrekking wat jy probeer maak het nie. So, een manier om dit te voorkom is om voor die tyd te bepaal hoe lank jou gevolgtrekking en slot is, letterlik dit op te neem en te meet. Dit mag byvoorbeeld sê wat 2 minute lank wees. As die horlosie aandui jy het nog net 2 minute oor, in my geval los ek die punt waarmee ek besig is en ek spring na my gevolgtrekking en slot om so te verseker die toespraak eindig nie stomp nie, en dis maar goed wat mense uit ervaring uitleer hierdie jaar. En daardie woorde van Churchill is baie treffend in ons raad ook hier, is eintlik baie sinvol. Nou dat mense so gepraat het oor tyd en tye, watter tye sit die parlement? Van 1910 tot 1994 het die parlement ongeveer 6 maande aan die begin van elke jaar in Kaapstad gesit. Daarna het jy as 'n parlementslid teruggekeer na jou kiesafdeling toe, daai tyd was daar kiesafdelings, en die tweede 6 maande is dan gebruik vir verslagvergaderings, vir kontak met die kiesers, fondsinsamelinge, kongresse en hierdie ander politieke aktiwiteite. Die ou Transvaalse Volksraad van president Kruger het eers aan die einde van die jaar vir 'n kort tydjie vergader. As jy die ZAR grondwet van Kruger se tyd kyk, hy het voorgeskryf, artikel 54, dat die lede die tweede maandag in September bymekaar moet kom vir die jaarlikse sitting wat dan aan die einde van die jaar was. Na 1994 sit die parlement nou die hele jaar in Kaapstad. Die verslagvergaderings en die kongresse skuif nou naweke toe, wat jou tyd eintlik in eie tyd baie meer beperk dan. Wat elke dag se roetine betref, die parlement begin gewoonlik so teen 9:00 die oggend, gewoonlik met die verskillende portefeuljekomitees wat in die oggende sit. 2:00 die middag begin die algemene sitting dan van die hele raad, met debatte wat so aanhou tot so 6:00 die aand klaarmaak. Weer 'n keer voor 1994 het die raad dikwels tot 10:30 in die aand gesit. Die Britse parlement sit vandag steeds, byvoorbeeld elke maandag sit hulle tot 10:30. Die feit dat die Suid-Afrikaanse parlement eers 10:30 in die aand verdaag het in die ou dae hier in die 1920s baie probleme vir sommige parlementslede gemaak. Onthou, meeste parlementslede het daardie tyd nie motors gehad nie. Hulle het met die trein gery parlement toe en terug na waar hulle woon. En die laaste trein het net na 10:30 die aand van 'n Kaapstadstasie vertrek. Nou, as die parlementslede 10:30 verdaag, het die oomies van die parlement af gehardloop na die stasie toe. Nou, as jy die Kaap ken, so jy weet, dis so 'n paar blokke van die parlement af daar in Adderleystraat, en dan het hulle dikwels die laaste trein gemis. Toe het hulle aan die speaker gaan vra, kan ons nie so 'n klein bietjie vroeër verdaag, sodat ons dan maar die laaste trein kan haal nie. Maar die speaker het geweier. Die Britse parlement verdaag 10:30, en daarom hou ons ook by 10:30 as 'n Britse kolonie. Nou, dis 'n probleem, wat maak ons nou? Nou, gelukkig sê hulle, 'n boer maak 'n plan. Hierdie parlementslede het toe skelm die horlosie teen die muur in die Volksraad 5 minute vorentoe gestel. Die speaker het nie geweet nie, en hy volg die horlosie soos altyd. En dan het die parlement verdaag, onbewus daarvan dat dit 5 minute voor die regte 10:30 tyd is dan nou. Dan hardloop die oomies en hulle haal die trein. Nou, toe hierdie plan na 'n week of 2 bekend raak, het die speaker besluit, dis eintlik 'n goeie oplossing, en die horlosies is net so gehou. Nou, toe ek in die parlement gekom het, jare later, was die horlosie in die parlement, die Volksraad, steeds 5 minute verkeerd. Die 5 minute verkeerd horlosie het tot tradisie geword uiteindelik. Nou, interessant, as die raad dan 2:00 die middag begin, lui die klokkies vir 10 minute, en elke vertrek in die parlementsgebou om te sê, hulle gaan nou begin. En ek het altyd dopgehou hoe lede van die publiek in die galery sit. Hulle sit nou daar en wag om na die dagse debat te luister. Nou, as die klokkies nie begin lui, dan kyk hulle op horlosies, en dan kyk hulle in die Volksraadsaal se horlosie teen 'n muur, wat hulle nie weet 5 minute verkeerd is nie. Onder in die saal sit die president en die ministers, en die horlosie teen die muur verskil 5 minute van die ou se eie horlosie.
dan glo hy sy horlosie moet verkeerd wees en dan verstel almal hulle horlosie daar in die galery om daar waarskynlik later agter te kom dat dit verkeerd is. Nou goed, hierdie tradisie het na 1994 wel verval. Dankie oom. Nou, ons het by 'n vorige episode stilgestaan oor die klokkies in die parlement wat reg deur die gebou lyn as daar 'n stemming is. Nou word die klokkies ook vir ander doeleindes gebruik. Ja, die klokkies word gebruik om aan te dui dat die sitting gaan begin, soos jy korrek sê. As ook aan die einde van die dag, as die raad verdaag, dan lui die klokkies dat almal in die gebou kan weet is nou klaar. By die begin van 'n sitting lui die klokkies vir so 10 minute dwars deur die gebou in elke gang en vertrek om aan te dui die sitting gaan begin. Aan die einde van die dag, as die raad verdaag, partykeer rondom 6uur, partykeer later, lui die klokkies 2 keer om vir die personeel en almal aan te dui die raad het verdaag, hulle kan nou huis toe gaan. Maar die klokkies is baas oor alles en almal. As hulle in die middag voor 2uur begin lui, stop alles en haas jy na die raadsaal sodat die raad stiptelik kan begin. Ek onthou 'n amptelike ete in die parlementsgebou. Ek dink dit was meneer de Klerk se tyd of meneer Botha se tyd, VP Botha se voor 1994. Die ete was vir 'n besoekende Duitse minister. Dit was nou voor die ANC oorgeneem het. Nou kort voor 2uur die betrokke middag was ons amptelike ete nog nie klaar nie. Die seremoniemeester kondig toe nou aan dat hulle ongelukkig nie die nagereg sal kan bedien nie, aangesien die klokkies binnekort gaan begin lui vir die dag se sitting. Nou omdat die klokkies ons baas is ons sonder protes en sonder nagereg die dag daaruit. Dankie oom. Nou ons is by die laaste vraag. Ons het eintlik baie oor tyd gepraat en baie oor tyd bespreek. Nou het die parlement al ooit laat begin? Jong, nie werklik in my tyd wat ek kan onthou nie. Terwyl die klokkies vir die middagsitting in 1966 gelui het, dis September 66, het die moord op Dr. Verwoerd in die Volksraad plaasgevind. Die raad, dis terwyl die klokkies gelui het wat hy vermoor is, die raad het toe 35 minute laat daarna begin. Ek weet nie van enige ander tyd voor 1994 wat die parlement laat begin het nie. Na 1994 met die ANC bewind het dit wel 'n hele paar keer laat begin. Ek onthou een keer, en kom ek vertel dit maar in die lig van my vorige ete storie. Een middag, ek dink so 2 jaar na die ANC het die regering oorgeneem het hier by 1996 rond, het die klokkies 1:15 die middag nog nie begin lui nie. Ons het na mekaar gekyk gesê, jong, is daar iewers 'n krisis? Dalk is daar 'n kragonderbreking, of dalk is daar 'n elektriese fout met die klok, het ons 'n rede gesoek. 2:30 is ek bekommerd na die media se kantore toe. Die parlementêre agenda het duidelik gewys, daar moet om 2uur 'n sitting begin. Ons was nou reeds meer as 'n halfuur laat, ons moes 2uur begin het. Die media mense het ook geskarrel en nie geweet wat aangaan nie. Hulle het begin bel en rondvy om uit te vind wat het gebeur. Een is selfs gewonder, dalk het Mandela 'n hartaanval gehad, of dalk het die ANC geskeur. So 20 minute voor 3, dis nou 40 minute laat, toe lui die klokkie skielik. Die sitting het normaal begin sonder enige verskonings of enigiets van die speaker of van voor of van die ANC kant af. Ek vra toe aan die ANC parlement sit oor kan die paadjie, waarom het ons so laat begin? Waar was julle? Hy verduidelik toe, hulle het 'n ete gehad vir 'n buitelandse staatsman en vir die nagereg moes hulle wag tot na 2uur. Met my ou parlementêre reëls agtergrond sê ek dan my man, jy's nou 'n liewe lid. Julle kan nie die hele parlement laat wag. En die klokkies vir die eerste keer sedert 1910 nie op die regte tyd laat lui nie en dit net omdat die nagereg nog nie bedien is nie. En ek onthou sy reaksie. Hy was baie geamuseerd met my reaksie. Hy het gespot met Afrika tyd en gesê, nou maar wie se klok is dit? Dis tog ons klok. Dan kan die klok tog nie ons baas wees nie, ons is baas van die klok. Nou dit sê iets van 'n totale ander Afrika benadering tot tyd. En dit sê ook iets van Suid-Afrika vandag, 'n ingewikkelde samelewing met verskillende waardes en verskillende maniere van doen. Miskien ons wat so deur die horlosie regeer word, gaan dalk gouer doodgaan, as die mense wat dit rustig vat, omdat hulle redeneer die horlosie is nie hulle baas nie. Baie dankie oom, ek dink dit is 'n uitstekende episode, en ons dankie vir ons tyd. Tot volgende keer waar ons dan nou kyk na die volgende onderwerp in ons reeks oor die parlement. 'n goeie en baie belangrike onderwerp, godsdiens en gebed in die parlement. Dankie oom. In 'n wêreld wat vinnig verander, bly die lesse van die verlede ons riglyn vir die toekoms.
Neem uit die verlede wat goed en edel is. Bou daarop 'n toekoms vol hoop en visie. Neem uit die verlede. 'n Reis deur ons geskiedenis, ons erfenis.